Goeienaand. Dit is nou op die oomblik 4 uur die middag, Woensdag die 4de Maart hier in Sentraal-Amerika, wat beteken dit is presies middernag, Woensdagnag, Donderdagoggend in Suid-Afrika. Ek is Morley Botha, die korrespondent vir Koepel TV hier uit Amerika uit. En vandag op hierdie uur wil ek praat oor die dode syfer aan die Amerikaanse kant en tydens hierdie Iran-oorlog. Ek is met skok vandag ingelig dat daar video's en informasie die rondte doen in Suid-Afrika onder die blanke populasie, deur mense wat voorgee dat hulle baie intelligent is en baie toegang tot baie informasie het, wat die mense wil wys maak dat daar reeds meer as 500 Amerikaanse soldate dood is. Nou, ek weet nie hoe hulle by dit uitkom nie, maar ek het toe gesien, toe ek bietjie verder in die video kyk, dat 'n video uitgekom van die Iranese weermag af, Iran self, wat gesê het, hulle het al 500 Amerikaanse soldate dood, en dat op die oomblik die Amerikaanse regering en die Amerikaanse media lieg vir die mense om te sê dat is net 6. So, ons het op die oomblik nog net 6 soldate verloor. Dis die amptelike syfer. En ons Amerikaanse regering, of die Pentagon, of die media in Amerika lieg nie daaroor nie. Want as jy dit dink, dan verstaan jy glad nie hoe werk dinge in Amerika nie. Eerste plek, as die media dit kan misdag stilhou, dan verstaan ek nie waar die logika by die deur uitgaan nie. Want 70% van die media in Amerika is verlinks, dis Democrat. Elke liewe ding wat president Trump doen is verkeerd volgens hulle. So dink nou net mooi, as daar nou al 500 soldate gesterf het, dit sou elke uur op hoofnuus heeltyd gedraai het om te sê, kyk, Donald Trump het ons in 'n oorlog ingebring en ons het al 500 soldate verloor. Maar nee, al wat hulle berig is wat deur die Pentagon uitkom, die amptelike doodsyfer van 6 soldate wat ons ongelukkig al verloor het. Dis die een logiese punt. Die tweede logiese punt, as dit die regering of die Pentagon was, wat probeer stilhou dat ons al 500 soldate verloor het, hier in Amerika, hoe gaan jy dit stilhou? Hoe gaan jy 500 families stilhou om te sê, okay, ons sal nie uitpraat, ons seun, ons pa, ons dogter, ons ma, ons suster, ons broer, oorlede is in Iran nie. Jy sal optogte sien voor die White House om te sê hulle demand om te weet wat gaan aan met hulle geliefdes wat nou oorlede is en die regering sê nee, hulle maak niks nie. So, nou moet jy mooi dink, daai mense wat self erkende experts is, wat hulle informasie by hier in hierdie plekke kry, en dit is wat hierdie nuus versprei as feite, en jou probeer laat glo dat dit is die ware feite. Nou moet jy mooi dink. Dink net as die enigste bron wat hulle gebruik is Iran of Russiese informasie. Dis die enigste bron wat hulle ooit gebruik vir enige nuus wat hulle wil bring, van enige oorlog. Nou, as daai bronne van wat hulle gebruik so ernstig lieg, dink nou maar net, al die ander dinge wat daai mense ook vir julle sê oor oorlog, oor wêreldgebeure, hoe dik sak sout jy moet vat met enigiets anders wat hulle sê. Want as hulle so blaatant net vasglo dat wat Iran vir hulle sê is die waarheid, en hulle kan nie eens net logies dink, kan dit wees nie? Want niemand in die res van die wêreld, geen ander media in die res van die wêreld rapporteer dit nie. Dan moet jy nou weet, miskien is daai mense se bronne glad nie aanvaarbaar nie, en miskien al die ander dinge wat hulle vir ons vertel, is dieselfde tipe bronne, en dis hulle opinie. So, hier's die ding, elke ou is groot genoeg om vir homself te besluit, jy kan maar besluit, as jy het nou die informasie, wil jy daar ou glo wat sê, Kamsdag het Amerika 500 soldate verloor, of gaan jy die informasie vat, wat direk van die Pentagon afkom, wat ek ook het, ons het 6 soldate verloor, en ek het jou die logika gesê agter, hoekom ons feite 100% korrek is. It's up to you, jy kan glo in daai ander storie, as dit jou beter laat voel, maar it's up to you, want daai mense normaalweg luister net na mense wat sê wat hulle graag wil hoor. So, dit is al wat ek wil bring. Ek sal nog steeds elke dag 'n update doen van informasie wat op die oorlog, wat is in die gang, en my informasie is gestaaf deur military intelligence van 2 verskillende plekke af.
Baie dankie, ek is Morne Botha, korrespondent vir Koepel TV, die regstreeks hier uit Amerika uit. Geniet die dag.